Met die eerste deel van ons reis teen die Weskus het ons van Port Nolloth af suid gereis, deur Kleinsee en die Diamantgebied tot in Hondeklipbaai. Reg, ons is nou hier so met die hondehokke, chalets en Hondeklipbaai. Ons het gisterand hierso geslaap. Die lekker gaan seekos eet by die Dop en Kreef. Vandag gaan ons nou verder suid gaan. Van hier af gaan ons weer in die Namakwa Nasionale Park. Ons gaan tot by Groenrivier ry en van Groenrivier af gaan ons nog verder suid ry. Hier in die kus af waar ons laat ons 'n plek kry langs die see om te slaap. Dit was die plan. Koos Verviers, wat ons van Hondeklipbaai se geskiedenis vertel het gereël dat ons vir Anton Coetzee op sy plaas buite die dorp kan ontmoet. Sy span suig diamantgrys van die seebodem af op, wat dan na 'n plaas vervoer word waar dit vir die blinkklippies gesif word. Anton wys ons hoe die sorteringsmasjien werk. Wanneer jy hom sien is as jy hierdie pan omdop, kyk die sifaksie, al die grys val op die sif, né? En soos vir die aksie van die sif werk, al jou ligte goed val oor. Jy kan sien die buitekant van die pan verskil van die senter af. So die sif gooi alle ligte goed gooi oor die pan en hy vang vir jou die swaarste goed, laat konsentreer hy na die middel toe. Van Hondeklipbaai mik ons reguit vir die Namakwa Nasionale Park. Tussen die Spoegrivier en Groenrivier mondings in die park loop 'n kusroete wat jy net met 'n 4x4 kan baas raak. Ons op hierdie stukkie pad het ons gery op 1.5 bar en die traksie was heel oké geweest, maar die gemak was nie oké nie. So ons gaan hom afvat tot 0.9 want ek dink alles wat nou losgeruk is los. Dis kan die Groenrivier se mond verlaat is die park en betree 'n gedeelte van die kus waar jy enige plek kan kamp. Jy kan vir nog so wat 80 km teen die kus ry tot by Gerde Tooi se bar. Ons is op soek na die ideale kampplek vir die aand. Die son sit al laag en ek skat daar se uur of wat oor voor hy onder is. Right, ek stap nou na Ewan toe, want hy het my nou net oor die radio laat weet, hy het 'n papwiel. Die rede hoekom ek stap is, daar staan die Hilux, en die Hilux het ook 'n papwiel. So ek gaan eers vir hom gaan help dat ons hom aan die gang kry, en dan kom help hy my dat ons my aan die gang kry. 2 is beter as 1. So rukkie gelede het ek om 'n draai gekom, na harde stam gevoel en toe ek verder ry, toe voel ek iets is nie lekker nie. Ek stop, ek klim uit en ek sien papwiel. Ek roep dadelik vir Gerrit op die radio, hy sê eentjie voor my en hy vat 'n rukkie om by my uit te kom aangestap en ek sê vir hom, hoekom ry jy nie tot by my nie? En hy sê toe vir my, raai wat? Selfde met hom gebeur. So het lyk of 'n versteekte klip onder die sand was om daai draai wat ons albei getref het. En ek kon nie op 'n erge tyd gewees het, dis net voor die son ondergegaan het. Inteendeel, son is nou al onder. En ons het nog nie kamp opgeslaan nie. So ons moet nou eers die wiele omruil en dan slaap ek maar. Obviously baie langer gevat as wat ons gedink het. Son is al lankal onder. Ons kan daarom die maan sien. Ja, Gerrie se wiel het makliker opgegaan die Amarok. Dit lyk of die ring waarop die wiel moet vas ingly, het vasgeroes aan die velling self. So ons moes eers dit loskry met kookolie. En dit het baie lank gevat. So uiteindelik is al 2 wiele nou op en hopelik kan ons 'n bietjie gaan slaap nou.
ons gisterand al die moeilikheid gegee het. Hierdie is die Hilux se tyre, jy kan sien daarso. 'n Lekker gat in die sidewall. In 'n noodgeval sê jy seker 'n paar snotproppe daar kan indruk en verder ry, maar dit sal nie veilig wees nie. En hierso is die Amarok se band. Hy is net so selfde tipe sny, selfde plek amper, net aan die onderkant naby aan die velling. Wat maar gebeur het is daar was 'n klip of iets wat onder die dik sand was. Ons het hom blote toeval albei getref, albei dieselfde linker voorwiel. En dit het ons gisterand nogal laat by die kamp aangebring, maar dis nogal nie 'n sleg kamp waar ons is nie. As dit jou kamp is, jammer dat ons hom gebruik het, maar gisterand was het laat en dit was die naaste beste plek wat ons kon kry om tent op te staan en te slaap. En na dit alles het ons uiteindelik weer die teerpad gevat huis toe. Die woestheid van die wêreld is hoekom mense die Weskus moet besoek. Hier kan jy tussen niks en nêrens om 'n vuurtjie sit met die sand tussen jou tone en die klank van die see in jou ore en saam met lekker mense kuier. Lees die artikel in die Junie uitgawe van Wegry om die res van die storie te kry.